Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 2 Augustus 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vandag sê so: Wysgeveg, breek op die rugbyveld uit, wedstryd gestaak. Nog berigte, minister betrek kundiges by die bekamping van back and closure. Gautengse speaker se reis na Venezuela kos 5,9 miljoen rand. Dambile wen goud in die 200 meter vir mans. Griquas wen die Cheetahs in hulle Karibeker wedstryd. Christian Sari wen goud in die 50 meter vryslag op die Glasgow spele. 'n Rugby-wedstryd tussen die eerste spanne van Hoërskool Menlo Park en Hoërskool Dr. E.G. Hansen moes Saterdag voortydig gestaak word nadat 'n grootskaalse bakleierery op en langs die veld uitgebreek het. Die wedstryd in die verseker Noordvalbeker was 'n Menlo Park se guns met 36 teenoor 5 toe die chaos losgebars het. Video's wat op sosiale media versprei is, wys hoe die spelers, toeskouers en selfs sommige ouers by die onder onsies betrokke geraak het. Die toeskouers het in die paviljoene afgestorm terwyl beamptes en afrigters probeer het om die situasie onder beheer te bring. Volgens ooggetuienis het die geweld vinnig hand uitgeruk en is die wedstryd om veiligheidsredes beëindig. Die voorval het skokgolwe deur die skole rugbygemeenskap gestuur met talle rugbyondersteuners wat die geweld veroordeel en beklemtoon dat daar geen plek vir sulke optrede in enige skole-sport is nie. Daar word verwag dat die betrokke rugby-owerhede en skole hierdie voorval sal ondersoek en gepaste stappe sal oorweeg teen enige persone wat by die gevegte betrokke was. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, het aangekondig dat sy departement nou 'n span ervare veeartsenykundiges en ander landboukundiges gebruik om die stryd teen back and closure te versterk. Volgens hom is die uitbreking van die siekte een van die grootste uitdagings vir die landboubedryf en vereis dit kundige leiding en noukeurige beplanning. Die kundiges help om die inentingsprogramme wetenskaplik te bestuur, te bepaal waar enstowwe die dringendste benodig word en om toe te sien dat biosekuriteitsmaatreëls reg oor die land toegepas word. Die departement werk ook nou saam met provinsiale owerhede, private veeartse en georganiseerde landbou om die verspreiding van hierdie siekte so vinnig moontlik te beperk. Oukamp het beklemtoon dat boere 'n sleutelrol speel deur enige verdagte gevalle onmiddellik aan te meld, streng biosekuriteit op hulle plase toe te pas en saam te werk met die inentingsveldtog. Hy het gesê die uiteindelike doel is om die uitbreking onder beheer te bring, die veesektor te beskerm en Suid-Afrika se internasionale handelsvertroue en back and closure vrye areas weer te herstel. Die Gautengse wetgewer se speaker, Morakani Mosopoye, is onder toenemende druk nadat aan die lig gekom het dat 'n amptelike besoek aan Venezuela die belastingbetaler 5,9 miljoen rand gekos het. Die 12-lid afvaardiging het laat in 2025 die Feia International de Turismo de Venezuela, oftewel Witwen, bygewoon, 'n toerismeskou wat slegs 4 dae geduur het. Volgens dokumente wat in die Gautengse wetgewer ter tafel gelê is sowat 3,3 miljoen rand aan vliegtuigkaartjies bestee, meer as 900.000 rand aan verblyf, 250.000 rand aan vervoer en ongeveer 1,5 miljoen rand aan daaglikse toelaas. Die reis het groot kritiek ontlok met opposisiepartye wat meen die geld kon eerder beter aangewend word om dienslewering in Gauteng te verbeter. Die DA het intussen 'n mosie van afkeuring teen Mosopoye ingedien en vra dat sy aanspreeklik gehou word vir hierdie uitgawes. Die vraag word ook nou gevra waarom die afvaardiging vir 12 dae weg was terwyl die konferensie net 4 dae geduur het. Volgens berigte moes die groep Venezuela vroeër verlaat het weens veiligheidskwessies, maar daar is steeds onsekerheid oor die volle duur en koste van hierdie hele reis. Die Demokratiese Alliansie, oftewel DA, het die hof genader om die aanstelling en vergoeding Collier George te laat hersien. Die party voer aan dat daar ernstige vrae bestaan oor die proses waartydens sy salarispakkette binne kort tydperk van ongeveer 2,6 miljoen rand tot 4,4 miljoen rand per jaar verhoog is, 'n styging van bykans 70%. Volgens die DA was die salarisverhoging onreëlmatig en wil die partye die hof moet hierdie aanstellings- en vergoedingsprosesse ondersoek. Die DA voer aan dat die belastingbetalers die reg het om te weet hoe so 'n groot verhoging goedgekeur is en of alle wetlike voorskrifte ook nagekom is. Die parlement hou egter vol dat die aanstelling en vergoeding volgens die korrekte bestuursprosesse afgehandel is. Die gesamentlike staande komitee oor finansiële bestuur van die parlement het gesê die ouditeur-generaal het die proses nagegaan en geen onreëlmatighede is gevind nie. Die uiteindelike beslissing oor die DA se hofaansoek sal nou by die hof berus. Ten spyte van die voortgesette militêre aanvalle en gespanne verhoudinge, lyk dit of die Verenigde State en Iran steeds 'n diplomatieke oplossing nastreef. Berigte dui daarop dat agter die skerm onderhandelinge met hulp van internasionale bemiddelaars ook gaan voortduur.
selfs terwyl daar sporadies nuwe aanvalle en dreigemente is. Volgens Amerikaanse amptenare is daar vooruitgang in die gesprekke gemaak met die doel om verdere militêre eskalasie te voorkom. President Donald Trump het self 'n beplande aanval gekanselleer nadat daar tekens van vordering in hierdie onderhandelinge was. Iran het intussen aangedui dat hy bereid is om na diplomatie te luister en hoewel daar steeds groot meningsverskille oor vryheid, sanksies en die land se kernprogram bestaan, ontleeders meen die situasie bly uiters broos. Enige nuwe aanval op provokasie kan die onderhandeling ontspoor, maar albei lande besef dat 'n langdurige konflik ernstige gevolge in die Midde-Ooste en die wêreldekonomie kan hê. Minstens 12 mense, onder wie 5 kinders, is donderdag aand dood toe 'n passasiersbus op die N1 sowat 24 km noord van Tromsburg, ongeveer 100 km suid van Bloemfontein, omgeslaan het. Die bus was vanaf Kaapstad na Zimbabwe onderweg toe die ongeluk omstreeks 21:30 plaasgevind het. Volgens die Vrystaatse Departement vir Gesondheid is 66 passasiers ernstig beseer, waarvan verskeie ernstige beserings opgedoen het en na hospitale in Tromsburg en Bloemfontein geneem is vir verdere behandeling. Die meeste van die oorledenes was na bewering Zimbabwese burgers wat op hulle pad huis toe was. Nooddienste en verkeersbeamptes en die padverkeersbestuurskoöperasie, die RTMC, het deur die nag gewerk om slagoffers te red en die toneel te beveilig. Die oorsaak van die ongeluk word ondersoek, terwyl owerste motoriste versoek om versigtig op die N1 te ry en alle verkeersaanwysings ook te gehoorsaam. Motoriste kan hulle gereed maak vir nog 'n verandering in brandstofpryse wanneer die nuwe aanpassings later van dese week in werking gaan tree. Volgens die jongste vooruitskatings sal die prys van petrol met ongeveer 29 sent per liter styg, terwyl diesel met meer as R1.70 per liter gaan styg. Die skerp styging in diesel word hoofsaaklik toegeskryf aan die hoër internasionale oliepryse en die verswakking van die rand teenoor die Amerikaanse dollar. Die styging in diesel sal waarskynlik die grootste impak op ekonomie hê, aangesien vragmotors, landbouvoertuie en baie nywerhede van diesel afhanklik is. Die Emirates Lions het Saterdag 'n drukwekkende oorwinning van 42-19 oor die Vodacom Blue Bulle behaal in hulle Karibebeker wedstryd. Die tuisspan het van vroeg af die pas aangegee met vinnige aanvallende rugby, die Bulle onder groot druk geplaas. Die Leeu's het hulle kanse goed benut en verskeie uitstekende dreë gedruk, terwyl die Bulle gesukkel het om by die tempo van die wedstryd aan te pas. Al het die besoekers in die tweede helfte teruggeveg, was die Leeu's eenvoudig te sterk en het hulle die wedstryd oortuigend beklink. Die oorwinning gee die Leeu's 'n warevolle opstoot in die Karibebeker reeks en sal groot selfvertroue aan hierdie span gee vir die uitdagings wat vir hulle verder voorlê. Vir die Bulle is daar egter heelwat werk om te doen voordat hulle weer hulle beste rugby op die veld kan lewer. Die wedstryd het opnuut gewys waarom die Karibebeker reeks een van Suid-Afrika se mees mededingende en opwindende rugby-kompetisies is. Die DHL Stormers het Saterdag 'n belangrike 36-28 oorwinning oor die Hollywood Bed Sharks in die Karibebeker wedstryd in Kaapstad behaal. Die Stormers het aanvallende rugby van hoogstaande gehalte gespeel en hulle kanse goed benut om die Sharks onder druk te hou. Die tuisspan het vroeg momentum opgebou met skerp hantering en sterk voorspele werk, terwyl die Sharks hard teruggeveg het en die telling in die tweede helfte verklein het. Ondanks die Sharks se volgehou aanslag het die Stormers kalm gebly en die wedstryd in die slotfases beklink. Die oorwinning gee die Stormers waardevolle punte in die Karibebeker punteleer en versterk hulle vertroue vir die res van die seisoen. Die Suzuki Griquas het 'n spannende 24-21 oorwinning oor die Toyota Cheetahs in die Karibebeker wedstryd in Kimberley behaal. Die wedstryd was van die begin tot die einde 'n taai stryd met albei spanne wat hard baklei het vir elke punt. Die Cheetahs het goeie fases van aanvallende rugby gelewer en die tuisspan gereeld onder druk geplaas. Die Griquas het egter hulle geleenthede beter benut en met sterk verdediging en akkurate doelskopwerk daarin geslaag om die voorsprong te behou. Die besoekers het in die slotminute alles probeer om die wedstryd om te keer, maar die Griquas het vasgebyt en die oorwinning verseker. Die sege gee die Griquas waardevolle punte in die Karibebeker, terwyl die Cheetahs met slegs 'n bonuspunt vir hulle noue nederlaag moes tevrede gewees het. Die punteleer lyk as volg: aan die eerste plek is die Leeu's met 11 punte, in die tweede plek is die Griquas ook op 11 punte, in die derde plek is die Cheetahs op 11 punte, die vierde plek word ingeneem deur die Boland op 9 punte. Die Stormers 15-tal het 8 punte, die Sharks 15-tal het 5 punte, die Pumas het 3 punte en in die 8ste plek die Bulls met slegs 1 punt. Suid-Afrika se Sinesipho Dambile het uitstekende vertoning gelewer deur die goue medalje in die man se 200 meter by die Glasgow spele te verower. Dambile het die eindstreep eerste oorgesteek in 'n blitsige 19,96 sekondes, waarmee hy die enigste atleet in die eindronde was wat die 20 sekonde kerf kon breek. Die Suid-Afrikaner het van die begin af beheer geneem en met 'n kragtige eindsprint sy teenstanders agtergelaat. Sy oorwinning beklemtoon sy groei as een van Suid-Afrika se voorste nalopers en lewer nog 'n goue medalje vir die land op
in die internasionale atletiek verhoog. Dampile se prestasie is nog 'n hoogtepunt vir die Suid-Afrikaanse span by die Glasgow Spele en versterk die land se reputasie as 'n krag in wêreldatletiek. Suid-Afrika se Christian Sarre het nog 'n uitstekende prestasie by die Glasgow Spele gelewer, toe die man se 50 meter vryslag die S7 gewen het en die goue medalje ingepalm het. Sarre het die eindstreep in 28,0 sekondes bereik en daarmee 'n nuwe spelerekord opgestel. Die Suid-Afrikaner het van die begin af beheer oorgeneem met 'n kragtige eindpoging, sy teenstanders agtergelaat. Sy rekordbrekende vertoning beklemtoon sy uitstekende vorm en is nog 'n groot hoogtepunt in span Suid-Afrika by hierdie spele. Suid-Afrika se Kyle Rademacher het uitstekende vertoning by die Glasgow Spele gelewer deur die silwer medalje in die man se paalspring te wen. Rademacher het 'n hoogte van 5,70 meter oorkom en daarmee 'n plek op die podium verseker. Na spannende kompetisie, hy deurgaan selfvertroue en uitstekende tegniek getoon met sy eerste poging suksesvol oorgesteek. Sy sprong van 5,70 meter was genoeg om die silwer medalje te beklink en nog waardevolle medalje eer aan Suid-Afrika te besorg. Rademacher se prestasie dra verder by tot Suid-Afrika suksesvolle veldtog by die Glasgow Spele en beklemtoon die gehalte van die land se baan- en veldatlete. Suid-Afrika se Zakite Nene het nog 'n medalje vir die land by die Glasgow Spele verower toe hy brons in die man se 400 meter gewen het. Nene het die eindstreep in 45,21 sekondes oorgesteek en daarmee 'n plek op die podium verseker na 'n sterk vertoning teen wêreldklas mededingers. Die Suid-Afrikaner het 'n goed berekende wedloop gehardloop en in die laaste 100 meter sterk klaargemaak om die derde plek te beklink. Sy bronsmedalje is nog 'n bewys van die diepte en gehalte van Suid-Afrika se nalopers op internasionale verhoog. Suid-Afrika se judokas het nog 2 medaljes by die Glasgow Spele ingepalm. Timothy Mousen het uitstekende vertoning geleer om die silwer medalje te wen, terwyl Donay Breitenberg met 'n sterk vertoning die bronsmedalje op die judomatte verower het. Albei atlete het deur die dag groot vasberadenheid, tegniese vaardigheid en deursettingsvermoë getoon teen sterk internasionale teenstanders. Mousen het net nie die goue medalje misgeloop, terwyl Breitenberg in haar bronsmedalje geveg die oorhand gekry het om 'n plek op die podium te verseker. Die 2 medaljes dra verder by tot Suid-Afrika se groeiende medaljeoes by hierdie Glasgow Spele en beklemtoon die land se toenemende sukses in judo op die internasionale verhoog. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. U kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 924, Polokwane 521, Lephalale 724, Mbombela 525, Mahikeng 622, Pretoria 822, Johannesburg 920, Ermelo 218, Kalahari 1226, Gaborone 1023, Richards Bay 1222, Pietermaritzburg 520, Durban 1123, Port St Johns 921, Pongola 925, Maputo 1326, Bethlehem 318, Bloemfontein 519, Alawal Noord 518, Welkom 720, Vryburg 623, Kimberley 922, Appington 1226, Prieska 924, Springbok 1226, Karasburg 1327, Keetmanshoop 1427, Mariental 1127, Alexander Bay 1223, Brandvlei 1025, Lourdes Bay 1628, Vredendal 1230, Kaapstad 1421, Sutherland 719, George 1426, Jeffreys Bay 1023, Taberra 925, Graaff-Reinet 921, Kapogalas 1024, De Aar 720, Molteno 216, Beaufort Wes 1123, Oos-London 821, Mabalane 1127. Ons verkorte weerberig per provinsie vir vandag: die Wes-Kaap provinsie gedeeltelik bewolk en koel tot matig warm, die Noord-Kaap sonnig en droog, matig tot warm toestande, Oos-Kaap gedeeltelik bewolk met koel toestande langs die kus, Vrystaat sonnig en koel met 'n koue begin en 'n aangename namiddag, KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en matig warm, enkele buie is moontlik aan die kus, Noordwes provinsie sonnig en droog, maar matig warm, Gauteng sonnig en aangenaam, koel in die vroegoggend, Mpumalanga gedeeltelik bewolk en matig warm, enkele buie in die laafveld is moontlik, Limpopo warm en meestal sonnig met gedeeltelike wolke in die ooste. Gedagte vir die dag: die toekoms behoort aan die wat vandag bereid is om aan te hou, selfs wanneer die pad moeilik raak. Maak vandag 'n dag
waarop jy met dankbaarheid leef, met vriendelikheid optree en met hoop vorentoe kyk. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename Sondag en week verder word vir almal toegewens.